Gerrit, ek het gou geleer 'n paar vrae formaliteit. Vertel my gisterand, hoe laat het jy gaan slaap met hom? Ek dink so 11 uur vakant. Vanoggend weer opgestaan, hoe laat? Lekker vir 5:30 opgestaan, 6:30. 6 en 7 ure se slaap, is dit normaal vir jou? Ja. Goed geslaap? Ja. Ontbyt gehad vanoggend? Nee. Aandete gehad gisterand? Ja. Jy het van tevore 'n polygraaf toets gedoen? Nee. Was jy ooit gearresteer of aangehou deur die polisie? Ja. Watter polisiestasie was daar? Alberton. Alberton. 28 Desember 1993. Bestuur onder die invloed. Geteken wat ek het ooit deur voertuig gery. Saak het nooit eers voorgekom in die hof nie. Alle aanklagte teruggetrek. Ja. Maar ek is gearresteer en ek was nie skellig gewees. Okay. Saak is teruggetrek. Ja. Hulle wag nog steeds vir die bloed. Nee, in 1993 was het nog redelik akkuraat geweest. Ja. Die probleem is net, ek was op nie die probleem nie, ek was al 7 die aand by die huis geweest. Ek het my ouers tot ziens gesê, my pa se deur voertuig gery. En ek het by die Nieuwmarket Hotel 'n borrel af 'n Coke gedrink. Ek is uitgestap. Ek het my pa binne 'n halfuur gebel voordat ek weg is by die huis, dus ek gearresteer vir drinkbestuur. En ek het die blaas 0,17 in 'n halfuur. So, ja. Okay, so hy saak is teruggetrek. Ja. Enige ander sake teen jou? Nee. Goed, gebruik jy enige medikasie op die oomblik? Ja. Wat gebruik jy? Bloeddruk, Pritaxin, en dan 'n beta-blokker, en Aswapor, dit is vir cholesterol. Ek drink dit nie elke aand. Okay. Wanneer laas het jy hierdie goedes gebruik al? Ek het met elke oggend die Pritaxin en die beta-blokker drink, en in die aand die Aswapor. Maar dan vir my rug, waar ek Plethora, as jy wat ek 3 keer 'n dag moet drink. Dit gebruik jy al 'n rukkie, né? Die rug is so 2-3 maande. Okay. Die bloeddruk is van April verlede jaar. Enige negatiewe effekte? Nee, nie regtig. Okay. Dit is op my plan, ek waag dit weet nie. Goed. Onwettige verdowing soos dagga, skilke en ecstasy, heroin, cat mushrooms, unga, byskamoof, cat help, MDMA, fentanyl, enigiets anders wat ek nie genoem het, die steroids. Nee, ek het 30 jaar terug, ek dink nog voor ek weer groot was, dagga gerook. Okay. Ek weet nooit weer nie. Maar nee, niks nie. Dat is onwettige gebruik nie. Die vloed het ons 2 keer 'n jaar Charles gedoen, current health assessments. Dit is getoets vir drugs en by INJ het hulle dan direk drugtests gedoen. So. Enige alcohol gister of vandag? Nie vandag nie, maar ja, gister wyn gehad. Was die alles daarin gister? Nee, ek het rooi wyn gedrink, na werk. En nog meer hoeveel? Seker 3/4 bottel. Ek sal staan op sober Oktober te wees. Okay, sien jy 'n sielkundige psigiater om een of ander rede? Nee. Het jy al? Ja. Tel my daarvan. Ek was in die vloot gewees, en dit was, ek seker nee, ek was toen nog dit was een maandstand. Nee, dis maar net, al dinge wat gebeur het in my lewe, ek dink het was dat doen 'n screening met die char. Ek kan nie eens onthou hoe kom nie, maar dit was nie, ek is gediagnoseer dat ek depressie het of enigiets nie. En ek kan nie onthou waarvoor dit was nie. Dit was net om te praat, so dinge. Ek weet nie onthou nadat was dit getrouwd is of nie.
Maar dit was so, ek dink ek was 3 of 4 keer daar gewees. Waarvoor was dit gewees? Nee? Waarvoor was dit gewees? Ek kan eerder, dit was net om te praat, dit was nie dat ek gestuur is nie. Ek dink dit was na ek getrouwd was. Ek dink, het was net frustreerd, ek voel my loopbaan is huishoudelik of wat was nee, glad nie, ek het nie met my vrou gegaan. Of met ons nie. Ek dink het was frustreerd in my loopbaan. So, you know what, is this it, het ek nou bereik, by toppunt bereik of nie. Enige hart- of asemhalingsprobleme? Nee, behalwe die hoofbloeder gehad. Okay. Was jy in die hospitaal as 'n pasiënt die laaste 2 jaar? Ja. Vir my rug. 2-3 maande terug. Waarvoor was dit? Ek het in my laarrug my senuwee dood was. Omdat my bene doodgaan. En dit is op begin dit begin sciatica 'n paar jaar terug. Eers kon my lewe dit gehad, toe ek het ek gaan dood. En toe ek en my vrou was vroeër vanjaar Edinburgh waar dat ek omtrent nie 30 tree kan loop. En ek dog toe maar sciatica. En toe ek die een oggend, dit was in Julie, toe ek die maandagoggend opstaan en ek my vrou hoor hoe kree en ek, dus sy sê, jy gaan dokter toe, ek vat jou dokter, dit is uitsorteer. So ek vir dit ingeboek. Ek was vir 3 dae daar, 2 aande, 3 dae. 10 dae afgeboek, maar ek het dit nie gevat nie. So dit is al waarvoor ek die pille moet drink. Okay. Dit is onder die net oorgeslaap, hulle het nie enige Nee, prosedures. daar was niks prosedures geweest nie. Goed. Huidige gesondheid, hoe sal jy beskou? My knie moet vervang word. Dit sou die 14 Oktober gebeur het, maar omdat ek nie opgerook het nie, dokter gesê nee. Dan doen ons dit in die nuwe jaar. So ek moet opgerook. Andersins gesondheid goed. Ja. Besit jy enige vuurwapens? Nee. Het jy enige wapens huidig wat jy besit? Nee. Self by jou? Ek het 'n vuurwapen wat niemand van weet nie, wat nie myne is nie. Dit is iemand wat geïmmigreer het en gesê, raak ons slaap. Niks op die oomblik in jou besit. Goed. Selfoon net van jou toe afskakel asseblief. Ja, altyd is ek in my kantoor. Goed, ek kan ons aangaan. Dus Gerrit, ek het myself in voorgestel weer eens, my naam is Ben Lombard, ek is ingebring as onpartydige konsultant. My werk om te kyk of jy en ek enigstens betrokke is by diefstal van enige hierdie goeders. Hierso, ons Oké, ons bietjie vastgebring. Oké. My werk om te kyk wie enigstens betrokke is by diefstal van enige hierdie goedere. Ons het daai bare spares wat weggeraak het. Ons het diefstal van 'n goeie en gebruikte fishing vessel components. Ons kyk na daai warp wire, ons kyk na marine anodes
en ja, enigiets anders. Maar voor ons aangaan, moet ek jou daarop wys dat hierdie is 'n baie ernstige aangeleentheid ons besig moet ondersoek. Ook in dieselfde asem moet ek kan sê dat ek nie moet bedreig voel of gaan tendeer deur my teenwoordigheid hê. As sogenaamd niks wat ek en jou kan doen, nie selfs al lig jy vandag nie. Jy moet egter besef dat indien jy vandag by gaan lyk duidelik en onomwonde sal kan sien, en in daardie geval sal kan ook genoodsaak wees om dit te rapporteer. Dit op sigself kan verder 'n nadelige gevolg vir jou inhou, nie net sover dit jou loopbaan aanbetref nie, maar ook inderdaad jou toekoms as geheel, jy bestaan het sover. Ja. Jy besef ook dat diefstal is 'n baie ernstige kriminele oortreding. Jy word glad nie verplig om enigiets te vertel nie, maar enigiets wat jy mag sê of doen self sal sê niks en doen jy niks, kan alles teen jou gebruik word, selfs vir 'n land, as jy verstaan het sover. Goed Gerrit, as hierdie jou oomblik van wat? Van alles wat jy gesê het, ek betwis dat daar 'n nuwe rol van my wolk gesteel is. Ons gaan gesels op. Ja. Gaan nou dat ons gesels op. Alright, jy sê jy is nog van Februarie 2023 op hierso by Eshrar en jou werk op die oomblik is dit van Fleet Manager. Is dit reg? Korrek. Okay. Gerrit, is daar enigiets wat jy voel jy moontlik kan pla wat jy van jou gewete wil afkry voor ons aangaan met hierdie toets? Nee. Okay. Ja. In verband met ons gaan nou aan. Wat is al wat jy vir my wil vertel? Nee, niks nie. Jy sê betwis reg goed weg. Ek betwis dat daar ek raak so dis kan hele skels ding raak ek vies. Okay, ons gaan nie vandag vies raak. ek raak opgewek, nie vies vir jou nie. Want mense luister nie as mens hulle verduidelik. Daar is nie 'n nuwe rol wat weggeraak het nie. Dit is die gebruikte 2000 meter van die 4000 waarvan ek bewus is. Ek is nie bewus van enige nuwe wolk wat in ons stoor was. Okay. As jy sê is nie bewus nie, was dit nie daar nie of weet jy net nie daarvan? Dit was nie daar gewees nie, want ek sou geweet het as daar 'n splinternuwe rol wolk in my stoor was, het ek nie die probleem gehad dat ek by AMS 'n nuwe 2000 meter moes koop. Okay. Verstaan die ou tol is nog daar? Ja. Vir wat 'n wolk was daai? Dit was die wolk wat afgehaal is van die Nomzamo af. En die hele 4000 meter moes store toe gegaan het. Dus voordat die skip in droogdok is in Junie. Want hulle moes werk aan die winches. Fisies die winches. So die wolk is afgehaal. Ek sou die indruk dit is daar in eiland toe. 3 dae voordat die skip moet seil in Junie, Augustus rond. Toe kom ek agter dat daar 2000 meter weg is. Dus toe dat ek vir AMS kontak en sê ek kort 2000 meter, anders gaan ek nie genoeg hê nie. 1000 meter en dan splice die wolk in. Okay. Van die wolk is nou wel afgesny, dit is wel verkoop. Ja. Het jy toestemming gegee dat hulle verkoop? Waar kom dit vandaan? Ek weet nie. Ek weet nie wie het die toestemming gegee nie, want dit was nie ek nie, en ek is die enigste persoon wat dit kon authorize. Wat is die normale prosedure met soos hierdie as dit nou afgesny word en so? Wat het in die verlede gebeur? Wat moes gebeur in hierdie geval? Toe ek hier begin werk het, hulle sny 1000 meter af, afhangende van die ouderdom van die wolk en die kondisie. Dan 2000, dan sny 1000 meter af en 1000 meter af. I&J het ek die kwaliteit wolk wat ons gebruik het, ook Raiden en of Olivera. Die afskeidtydperk by I&J was 10 maande. Ons het opgekry na 14 maande plus toe op die wolk, wat het fisies had. So dan het ons altyd, wat hulle gedoen het, is hulle sny sê maar 100 meter af, of 200 meter is na I&J daar. En dan op 'n stadium, net om die tensionpunt op die winch te verander. En as hulle by 1600 kom, as jy ons luister, haal af ons vervang 2000.
INJ. So ek hier begin werk het, hulle sny 1000 meter af en dan splice hulle die nuwe wolk in. So in plaas van 4000, dis vir cashflow. In plaas van 4000 meter te koop hulle 2000 en splice 1000 en 1000 in. Ek hou nie daarvan nie. Want dit skep ek kan dit nie daar sien nie, maar daar is 'n meganisme wat heen en weer hardloop. Dit is soos 'n gids wat hardloop om die wolk op te hardloop. Dan kry jy die spliced gedeelte wat deurkom en hy neem die layering van die wolk op en dit beskadig die wolk. So ek hou nie daarvan om 1000 meter af te sny nie. So toe ek begin het, toe was uit die eerste jaar wat ek hier so was, toe het hulle dit nog gedoen op die skepe, en ek wil amper sê van verlede jaar af toe, hulle sê ons gaan ons wolk prokeer uit Spanje uit, toe sê ek, maar dan stuur julle vir my 2000, dan vir 8000 meter, 4000 vir die Nomzamo, 4000 vir die Umzabalaas. Gewoonlik die stukke wat hulle afsny, maak hulle lazy pennants of bridles of wat ook al, so hulle herwerk dit op die skip. En dan kom op die stadium, maar ons het nie 'n scrap policy, ons het een gehad by INJ. So, dit is vir nie 'n scrap policy. Ja. Okay, so ons weet vir 'n voldonge feit van hierdie wolpers gaan verkoop. Ja. Het jy toestemming gegee vir dit? Nee. Want ek staan op by dat gevolg dat dit af te kom. Maar dit hoort aan die maatskappy en ek het nie die instruksie gegee om 1000 en 1000 meter af te sny. Okay. Die ondersoek tot dusver word daar beweer dat jy toestemming gegee het, dit wel verkoop. Ja. Jy is bewus daarvan. Ja, ek is bewus daarvan. Jy sê hoegenaamd, jy het glad nie toestemming gegee nie. Wie die goed gaan verkoop toe? Die foto wat ek gekry het was van Martin Novas. Dit is die Spaanse bousin. Dit is net sy rug, kan jy kan duidelik sien as hy. En toe is dat dis nou Marco. Nee, nie die first mate nie. Die bousin. Die Spaanse bousin. Ja. Okay. Wat sê nou? Martin Novas. Okay. Kom hy vandag? Nee, hy is in Spanje. Okay. Hy het nog 'n goedsmaak gehad om te vra vir €2000 bonus. Maar in elk geval. Ekskuus. Toe die skip ingekom het, toe staan ek. Dit is nou Martin Novas. Dit wat jy op die video sien. Op die foto. Ja. Wat is sy posisie? Hy is die bosun, dit is soos hy is in charge van die dek. Ja. Om die oomblik is hy in Spanje. Ja, en hy kom nie terug nie. Want vir wie werk hy? Hy het gewerk vir Iberconsa, maar op 'n kontrakbasis. So hy is hiernatoe gesekondeer en hy was al op die trip gewees. Marcos was die waarnemende kaptein op die trip. En ek, Martin en Marcos sê Marcos sê wat na jou kom. Hy sê wat na my kom. Hy is die tweede bevel van die skip, die first mate. Heiliglik, maar daai trip was hy die bevelvoerder, die kaptein van die skip, die master. Die skip inkom, toe staan ek en Marcos en Martin, en hy sê toe, maar omdat Marcos hy is Portugees van Brazil af, al jare in die lang tyd, praat die Afrikaans nie, maar hy kan Spaans, Portugees, hy kan kommunikeer met haar. En ek het gesê, nou, wait. Jy het gesê? Ja, ek het nie toestemming gegee, ek moet wag, want hy het sommer 1000 meter, ek sê, nou, wait. Wanneer was dit? Dit was, ek dink 'n dag of 2 na die skip gedok het. In einde Mei of Junie. Wat hulle nou opgegaan het. Toe lê die skip by... Jy het uitdruk gesê, nou wait. Ja. Toe gaan sny hulle. Toe gaan sny hulle dit. Maar die ding is net, die wolk moes by die dien afkom. Ja. Al die wolk moes afkom. Sodat hulle by... splice. Nee. Want hulle moes werk aan fisies die winches. Die winches, jy het gesê, ja. Okay. Ek kan dit nie daar sien. Maar dit is... Okay. So hulle moes fisies daai tolle van die winches uithaal, en hulle moes werk aan die clutches en die gearboxes. So jy kan nie die wolk daarop hê nie. So dis heel normaal, ek dink ons die 11de Junie.
Dis heel normaal dat hulle die wolf so afhaal, want jy het 'n threshold nodig. Het hulle gevra of hulle kan sny? Nee. Hulle het al het gesê hulle moet 1000 meter afgesny word. Ja. Toe sê ek nou, right. Okay. En toe hulle maar dan moes die wolf alles afval, die 2000 en die 2000. Sodat nou goed, die wolf is af, ek is in die indruk, ek sit met 4000 meter wat lê by Paarden Eiland. Maar toe ek het my hulle net voortgegaan en gesny, en toe die ondersoek nou begin, toe begin ek hoor maar ek het toestemming gegee. Ek het nie, maar ons was in 'n gesprek gewees, ek het hom gebel, of ek het op WhatsApp of ek het hom gebel op see, en sê, daar word gesê, of jy het toestemming gegee. Hy was baie ontsteld geweest daaroor. Hy was? Ja, maar hy was ook ontsteld geweest nog voor die skip geseil het, oor daai 2000 meter. Want hy sê toe, hy sal nie toestemming gegee het nie, want dit is nie sy skip nie, dit is Jean Pimentel se skip. Jean was op shorelief geweest daai periode. Sê Marcos, hy sal nooit, jy sal sien hy sulke gebare, want dit is, hy het gesê, it's above my pay grade, I don't make those decisions. En as hy nie die toestemming gegee het nie, jy het nie die toestemming gegee, wie toestemming gegee? Ek weet nie. Glo jy hom? Vir Marcos? Ja, ek glo hom. En ek sou sê hoekom, want ek ken hom. Ek weet hoe hy reageer onder druk, ek weet hoe hy, as hy, ek weet of dit 'n beskermingsmeganisme is nie, as hy, lyk of enigiets sal sê dat dit kom, hy is nie, hou nie daarvan om besluite te neem, wat nie vir hom presies gesê is, dit en dit en dit en dit. Jy het toe die ondersoek en jy het gevind dat hierdie Martin was op die foto. Ja. Wat hy goed van, hoeveel het hy verkoop daar? 3.2 ton, as ek my nie misgis nie. As jy mens dit werk in linte, sou jy sê, hoeveel is dit? Wel, ek het gewerk op 2000 meter, en volgens my berekenings moes dit nader aan 3000, of, goed, ek het nou weer uitgewerk. Dat is 3.2 ton, dat is 2000 meter. Ek het uitgewerk 3.8 ton vir 2000 meter. Maar ek dink nie ons saam met 26 wolf. So hy is miskien ligter per meter. Maar dit is, en hulle daar is ten minste 2000 meter wat verkoop was. Ja, minstens. Maar die 2000 meter wat hulle afgesny het, wat hulle gesteel het. Ja. Ek het begin met die investigation, en toe is al gesê, toe het nou begin die bom was, toe het hulle gesê, hulle gaan julle inkryp, sê dit is fyn, maar ek het, voor ek Sint-Helena toe is, toe het ek gesê met die ID-nommers harte, van die ons wat hulle dink was daar gewees. Want Delano het die request gesê, as julle ooit gevra word om iets te doen, wat julle nie seker is van nie, neem 'n foto. En voor ek Sint-Helena toe stuur Delano vir my die foto, toe dit maak en nog was. Maar, toe ons na Atlantic Recycling toe gaan, toe sê hulle maar vat ID-nommers en die type van dit. So Martin het nie ek weet nie of sy paspoortnommer of wat ook al nie, maar hy's 'n foreign national. En toe ons die ander twee alles wat onder verdenking is, so ons hulle nommers hardloop, toe kom het op dat daar R10,000 betaal is vir die wol. Well, let me rephrase that. Hulle sê net, dit is, ek weet nie wat op die receipt gestaan het, maar dit was 3.2 ton wire vir R10,000, maar toe kom hulle nou op vir ander transaksies ook, aansienlik kleiner. Wie is hulle? Wie is hy? Hulle kom nog na my toe vandag. Hulle kom Bruce en Luana. Bruce en Luana. Ja, Bruce Williams en Luana Nera. Toe kom hulle name op vir vorige transaksies by Atlantic. Hoeveel vorige transaksies is jy opgetel? Ek kan nie vir julle offhand sê nie, want ek het letterlik, ek het dit gevat en ek het Sint-Helena toe gery. En toe julle begin met die ondersoek. Ja.
Maar as minstens 3-4, nie op die skaal nie, maar 3-4 transaksies wat. Wat is die reëling? As jy die goed afsny, wat moes gebeur het? Hulle moet dit gebruik aan boord, om sweepwires of lazy pendants of wat ook al. Dit sou nie verkoop gewees. Dit kan gebruik word vir sweep en lazy wires. Wat nie gebeur het nie. Nee, definitief nie gebeur nie. En die ander kere, julle was seker bewus van dat dit al van tevore gebeur het. Miskien was ek naïef geweest. Ek kom met 'n very corporate structure by INJ, vir ons het 'n scrap policy, wat sekuriteit saamgestuur elke keer waar daai waste bin na uitgegaan het. Maar dis daai scrap policy het nie bestaan nie. Nee. Bestaan nie nou, nog nie. Ja, om hom op te raak. Maar die ding is net, hoe kan jy enigiets van 'n maatskappy, policy of nie, hoe kan jy dit jouself toeëien? Waar is die R10.000 wat hulle gekry het? So, volgens jou is dit Bruce en Llewellyn, en jy glo nie dat Marcos enigiets daarmee te doen het. Ek dink nie Marcos het enigiets daarmee te doen. Maar wel Martin. Maar Martin kom nie terug. Nee, hy kom nie terug nie, maar ek dink dis maar Martin is hier op die foto. Martin is hier op die foto. Alhoewel hierdie ander twee se ID's is. Ja. Hy is letterlik uitgeneem waar uit die Reeboys trok uitklim. En hy het erken, ja nee, maar dit is algemeen. Vir my redenasie is dit dis wat Martin sê. Ja, toe hy in Spanje geïnterview is, en my probleem is dit, almal glo hom. En wat sê Bruce en Llewellyn? Ek het nog nie met hulle gevra daaroor, want hulle is weg saam met die skip. So dis my beurt om met hulle te gesels vandag. Hulle is albei hier so vandag. Ja. Okay. Het jy 'n verklaring gemaak? Nog nie. Die skriftelike verklaring. Okay. Ek gaan van jou verwag om vir my gou een te maak en sê, jy het onder aan gekom, jy het geen toestemming gegee nie en dat jy wel dit rapporteer het en jy verder ondersoek gedoen en dit is wat jy gekry het. Okay, dit gaan jy vir my asseblief moet doen en dan, dit is nadat ons klaar is met die toets. Ek sal dit inbou in my verslag. Dan wil ek by jou weet, daai bade, wat weet jy van dit? Al wat ek weet is, was dit die Mozambique of die Mozambique wat gedeed of 702, as dit dieselfde situasie is. En José Pedri was hier so gewees. Ek praat net letterlik op heersyd, want ek weet nie wat het gebeur met die waterspees nie. Of die omstandighede daar rondom. Ek weet nie of van die regte incident praat nie. Maar daar was blijkbaar waterspees op die kaai gesit, toe die skip gelet op 702, dis al op die noorde van die hawe. En tussen van die skip af na die stoor toe, wat toe nog 'n paar in eiland was, het die waterspees blijkbaar verdwyn. Dit is die aantuiging wat gemaak is, ek dink weer José Pedri. Maar weer eens, daar is nie enige vir ons geteken daarvoor nie. Ek weet nie wat speers het verdwyn nie, waterspeers is duur. Die persoon wat toegang gehad het tot die stoor in Paarden Eiland was José Pedri. Toe Eloy nog iets so was en toe Eloy weg is, toe was net José Pedri, maar toe daarna begin dat ek het eintlik 'n sleutel gekry vir die store wat in Paarden Eiland was. Al daai speers is nou by Crossroads. Maar of dit gesteel is en of dit net weggeraak het in aanhalingstekens, dit weet ek nie. Is ook net spesifieke mense wat daarmee gewerk het. Ja, maar die aantuiging dink ek is deur, ek praat weer eens van hoorsê, want ek was glad nie betrokke met die, daar was nie ondersoek sover ek weet nie, ek het net verklaringe gesien nie. Soos ek verstaan het José Pedri gesê, hy het vir Delano of vir iemand gegeen is, hy het op die kaai gesit. En ons verwag dat dit na die stoor toe moet gaan en dit het weggehaal. So ek het baie vaag op die details, want ek weet nie veel daarvan nie. Die ding is net 'n waterspeer, praat in korreksie, maar dit is meestal is aluminium in die tipe van goed. Machine goed, so jy kan hom nie gebruik vir enigiets anders as op 'n wader nie. En jou scrap metal value, maar ek meen, jy kry cents on the rand vir skroot betaal. En die
Anodes? Dit het ook na die feit, after the fact hoor het, Donovan wil ek op praat, hy is die tegnische bestuurder. Toe sê, maar, ek weet nie ek was so waarom werk, die skip was op die droogte. So haal die anodes af, van sy sacrificial anodes, dan sit hulle die nuwe anodes op. Maar daar is vandaar die anodes wat nog kan gebruik word. Die skip sê droogte op. Toe het, toe sê Donovan, hy vraag maar waar is die anodes, wat in die kaai is. Toe sê die sekuriteit die ouens met die wit golf, het het kom haal, en het weggevat. Hoe ver is dit, weet jy? Ek weet nie, want ek sê nie die registrasienommer nie, ek het die footage nie. En toe is daar Greaser of engineer, wat vir Donovan gesê het, maar hy het die deckhands van die Lomzaan gesien het kom haal. En dan is al weer weg. Want Donovan het eers gedink, dit is die engineer, maar die probleem is, dat is die naam, noem op. Simon. Ek weet nie. Die werk ook nie meer vir die maatskappy. Die ingenieur het gesê, maar hy die deckhands van die Lomzaan, wat nou hier ook geïmpresseer word, het hy gesien, hulle dit in die golf of een ding gelaai. So you did not authorize the sale of any of that warp? Nee. En Marco, hy sê het ook nie? Hy sê het ook nie. So dan is dit iemand onder dit. Nou waar was Marco toe Martin al was? Hy was op see, hy is die skipper, Martin werk op die dek. Toe die skip gedok het, omdat die skip gaan non-op, so hulle so droogte op toe gaan, so hy was op shore lief geweest, Marcus. Of hy die 11de, ek weet wat, die 11de daar was, weet ek nie, maar die ding is, hulle moes die wolk afval. Ja. Dit is een feit soos ek... Hoe het hy daar weggevat? Door die Requise trok, uit die kraan op. Ja. So ons gebruik hulle baie. Okay. So as 'n persoon nou aangestap kom en jy sien maar hier word wolf afgelaai, dan is dit nie, it's not a suspicious activity. Want het moet afkom, die skip kan droogloop toe. Nee, dit moet rephrase, dit moet afkom, want dan moet gewerk word aan die winches. Maar toe die Requise toe was, dit is wat Martin was saam op die bakkie, op die tronk. Hy was op die foto. Ja. En dit is geneem van... En die ander twee? Daar slat die foto's van hulle geneem nie, maar hulle ID-nommers is wel waar. Ek weet nie wat die ene is. Spesifiek vir die selfe voorval. Vir die wolf, ja. Wie se ID-nommer was? Ek is nie seker of het Beru of wat sê Anna Bruce. Okay. Ek dink is Bruce. Maar al twee van hulle is betrokke by vorige verkope ook. Dit weet ek nie. Maar allegedly met die zinc anodes. Ek weet nie. Ja, maar ek praat van, jy sê daar is 3 of 4 keer wat hulle goed verkoop het daar. Ja, so tussen daai tweekies. Ja. Geen ander nie. Okay. Nie, dit is nie wat finaal op het. Okay, wil jy vir 'n briefie skryf na dit of gee ons so 'n tik? Wat sê jy? Nee, ek sal op my rekenaar vir jou in 'n woordformaat as ek druk en tik. Okay, as jy dit kan doen, dan kan ek hom insit hierso op hierdie. Okay, so jy sê, kom ons gaan deur dit. Hier is jou vraag. Dit is wel Engels, maar is eenvoudig Engels. Did you take part in theft of any of those fishing vessel components? No. Did you plan the theft of any of those fishing vessel components with anyone beforehand? No. Did you authorize the sale of any of that warp? No. Warp wire, warp cable. Warp wire. Okay. And so
Die ander kere wat daar goed verkoop is dit ook hoop geweest, of weet jy nie? Nee, ek weet nie wat dit was nie. Nie bedrag? Nee, dus ek kan nie eens die bedrag onthou nie. Dus ek het gister gekyk, ek weet nie waar ek het uitgehaal het nie. Ek het gesoek na haar receipts. Toe ons van Borden Eiland af Kraasburg toe getrek het en hy stoor oor kan die Kraasburg. Dus alles daarin gesit, maar toe is daar cylinders, cylinder linings, derrière kraan, klomp ander skrap en wat ook al. So gans, vat hierdie en gaan vat dit na die scrap merchants toe. En ek dink hulle het gesê hulle moet dit hiernatoe bring en hulle dink ek 13 of 17.000 rand is hier in betaal. Okay. En dit is die scrap wat ek geauthorize het. Dit is in 'n hoop gesit en ek het vir Donna wat gevra hierdie linings, sê kan dit meer gebruik. Dit was nie hoop geweest nie. Nee. Die hoop het jy nog nooit authorized. Okay, kom ons fokus op die hoop. Ja. Did you authorize anyone to sell any of that warp wire for personal gain? No. Jy sê glad nie, never mind for personal gain. Okay. And then did you benefit in any financial way from the theft of any of us fishing vessel components? Nie vir die warp of vir enigiets anders nie. Nee. As jy nie betrokke was nie, weet jy van enigiemand anders, behalwe wat jy nou my vertel. Jy sê, jy dink Martin, Martin is op die foto, maar jy het hierdie twee sin. Is daar enigiemand anders? Nee. So, wat dink jy moet gebeur met enige persoon of persone wat ons wel kry, wat wel betrokke was by die diefstal van enige van die warp, of enigiets anders? Ek weet nie die maatskappy daaroor voel nie, maar hoe ek daaroor voel is, dit is nie net die 10.000 rand wat ons gekry het vir die warp nie. Dit is die R500.000 wat ons moes betaal vernieuwis om my warp te vervang. Ons moes, dit is net al die R500.000 geweest vir die Eurowire warp. Want ek het 3 dae gehad om dit in die hande te kry. En dit vat my ook terug na, as ek spaar wol gehad het, sou ek nie nodig gehad het om te koop nie. Maar die ding is, die einste Martin het vir Aurora 'n foto gestuur van 'n wol. En toe die dame in Serrana in Spanje, waar die procurement manager is, sê maar, waar is hierdie nuwe wol wat hier lê? Toe stuur ek vir haar terug gesê, dit is nie nuwe wol nie. Jy kan sien van hoe dit gekoil is. Die tol is uit. Dit is nie reg, dit is nie netjies gekoil nie, maar dit is net afgehaal. En daar is ook nie, as jy gewoonlik hulle shrink wrapped het, en dan is of Olivera of Bryden is gedruk op die, en dit lyk netjies. Hierdie kan jy soms sien, dit is die wol, die 2000 meter. As haar hoop aangekoop was, wat is van dit voor? Dit is op in ons handel gesit, want ek in 2000 en 2000, ek dink, verlede jaar, op ons stadium, vroeg van jaar, het ek 2000 en 2000 meter vervang. So daar is ingevoer, 'n stel, 2000 en 2000 meter, wat ek op in ons handel gesit het. Okay. Is jy enig met ons, behalwe die 3 name wat jy my gegee het, wat jy weet wat betrokke is, of verdink? Ek het die gerugte gehoor oor Steve, oor 'n lang tyd, ek dink hy is betrokke hierheen, spesifiek die warp nie. Nog ook nie met die zinc anodes, maar ek dink daar's ander goeders wat ons gedink het Borden Eiland toe gegaan, wat nooit by Borden Eiland uitgekom het, of waar daar gestaan het vir 'n lang ruk, wat ook net weggeraak het. Maar of Steve betrokke is by hierdie, ek twyfel. By ander goeders ja. Jy sê jy was glad nie betrokke by diefstal van hierdie warp, of toestemming gegee het om... Ek was glad nie betrokke daarby. Dis jou finale antwoord. Dit is ja. Goed, kom ons kyk gou.